Heilige Gees, baie dankie dat U by ons is vanoggend, Here. Dankie dat U is om U woord vir ons lewend te maak, Here. Dat U Gees met ons deel, dat U Gees met elke persoon vanoggend U praat. Here Jesus, dankie dat U vlees geword het en onder ons kom woon het, Here. Mag ons sien die heerlikheid, die posisie wat U beklee, Here. Dat U die gesalfde een van God is, dat U die een is wat gekom het om ons te verlos en dat U die een gekom het om in ons lewens te heers, Here. Here, dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde, dankie vir U waarheid, dankie dat U barmhartigheid en U genade aan ons kom openbaar het, deur U vleeswording, Here. Ons eer en ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek is besig om deur Hebreërs te lees, en ek het vir Letitia in die week gesê, ek dink, dit moet die boeke raak wat almal oor Kerstyd lees. Die boek van Hebreërs. En ek weet ons almal is lief om Jesus se storie te lees, van hoe hy 'n baba geword het, en al daai goed, en ons ken die storie, en is mooi en is great. Maar die boek van Hebreërs, as ek die Engelse frase kan gebruik, beskryf vir my the supremacy of Christ. The supremacy of Christ. Sy heerlikheid, sy grootheid, die impak van sy vleeswording is saamgevat in die boek van Hebreërs. Is saamgevat in die boek van Hebreërs, want Hebreërs is geskryf aan 'n groep mense wat gewik en weeg het, moet hulle teruggaan na hulle ou godsdienstige maniere, of moet hulle aan Jesus bly vasklou. En as jy die boek van Hebreërs lees, dan sien jy hoe dit opbou, van hoe Jesus vir 'n wyle laer as die engele gemaak is, in die eerste hoofstuk, en hoe dit opbou, hoe hy van groter heerlikheid is as Moses, hoe hy ons hoëpriester is in alle ewigheid, hoe hy die tabernakel vervul, hoe hy die sondelose, vlekkelose offer is wat vir ons gegee is. Dit bou so op, dit bou so op. Dit gaan in sy koninkryk in hoofstuk 12 en in hoofstuk 13, dan vat dit die boek saam. En jy besef net hoe waardig Jesus regtig is. So ek wil julle aanmoedig, in hierdie tydperk gaan lees die boek van Hebreërs. Maar blaai saam met my vanoggend na hoofstuk 10 toe. Ek wil met ons iets deel daaruit. So in hoofstuk 10 gaan ons sommer van vers 1 af lees. So Hebreërs 10 vers 1. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van die sondes gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy die wêreld inkom, vers 5, daarom sê hy, as hy die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om U wil te doen, o God. En nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondeoffers, wou U nie hê nie, en het U nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om U wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. En deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Weer vers 5 lees. Daarom sê hy, as hy die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir my 'n liggaam berei. Vers 6, brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. So in Hebreërs, wie ook al Hebreërs geskryf het, ek glo dit was Paulus, is hy besig om Psalm 40 aan te haal, as jy dit terugtrek, waarvanaf hierdie lyn van skryfwerk kom, wat die boodskap wat die skrywer probeer oordra, kom uit Psalm 40 uit. En as jy Psalm 40 lees, dan sê dit, Here, brandoffer en sondeoffer het U nie behaag nie, en dan sê dit, en U het vir my ore gegrawe. Letterlik in die volgende teks, dan sê dit, en U het vir my ore gegrawe. Nou my oomblik, en U het vir my ore gegrawe. Maak dit enigstens sin? Dit maak geen sin nie. Maar as jy die gedeelte in Hebreërs lees, dan sal jy sien, maar U het vir my 'n liggaam berei. U het vir my 'n liggaam berei. So die Nuwe Testamentiese skrywer sien die profetiese raak in Psalm 40, van U het vir my ore gegrawe. In die eerste plek beteken dit, daar word 'n fisiese liggaam voorberei vir die Messias wat sou kom, om die volk te verlos. Wat amazing is, want 'n liggaam met fisiese ore, né? As ek reg is ek dit hoor. Maar in Hebreërs is daar nie, of Hebreëus altans, is daar nie 'n spesifieke woord vir gehoorsaamheid nie. Ek weet nie wie van julle dit geweet nie.
Soos wat ons 'n woord gehoorsaam het, obedience het, wat 'n baie belangrike term in die kerk is. Ons is almal ingestel op gehoorsaamheid en obedience en die belangrikheid daarvan. In Hebreëus is daar nie 'n spesifieke woord wat direk vertaal gehoorsaamheid nie. Want in Hebreëus, as jy gehoor het, is dit om te gehoorsaam. So in Hebreëus gaan dit oor wat jy hoor. Vir 'n Hebreëse denkwyse is dit onmoontlik om te dink ek kan God se woord hoor en nie gehoorsaam wees daarin nie. Dit is nie twee terms nie. Dit is een term. To hear is to obey. En dis hoekom so amazing is dat hy sê, toe ek die wêreld inkom, was daar vir hom 'n liggaam berei. En vers 7, toe het ek gesê, ek kom in die boekrol, is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Om u wil te doen, o God. Toe Jesus die wêreld inkom, het die Godheid besluit, dit is hoe ons die wêreld gaan red. Die Here het nog altyd geweet, dis hoe hy die wêreld gaan red. Jesus het die wêreld ingekom, in die Gees is dit bepaal, in die Gees is dit gesê, en Jesus is gehoorsaam aan dit wat hy hoor in die Gees. En dit die missie, die doel, waarvoor hy gestuur is. En hy sê, ek kom om u wil te doen. En Jesus is ons 'n voorbeeld van 'n sondelose offer, 'n sondelose lewe, 'n vlekkelose lewe, 'n lewe ingestel aan wat die Vader van hom verwag het. Dis die eerste gedeelte daarvan. En die tweede gedeelte is, Jesus is ons sondelose, vlekkelose, alles vergewende, barmhartige, genadige, sit die woorde by wat jy wil. Jesus word saamgevat, die Godheid word saamgevat, die boodskap wat hy vir ons wil bring, word saamgevat in die oomblik op die kruis, van wie hy is, van wie hy is, van wie hy is. En Jesus moes daai offer word, want hoor wat sê dit vers 6, brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Blaai saam met my na Jesaja 53 toe. So sondeoffers en brandoffers kon God nie behaag nie. Wat dit beteken dit is, presies wat dit in die teks sê, dan die eerste 2 verse in Hebreërs 10, is dat die offers wat jaar na jaar gebring word, kon die mens nie regverdig voor God stel nie. Dit kon nie ons sondes wegneem tot die mate wat ons volkome voor hom staan tot in ewigheid nie. En dit is God se plan gewees. Dit is wat God wou doen. Vandat die mensdom geval het, totdat Jesus gekom het, en nou en tot in ewigheid, wil die Here hê die mens moet volkome volmaak en heilig voor hom kan staan in sy seun. Nou hoor wat sê dit in Jesaja 53 vers 10. En dis 'n moeilike vers. Die eerste keer toe ek dit gehoor het, dink ek, wow, staan dit in die Bybel? Staan dit in die Bybel? Maar ek het 'n wanpersepsie gehad van wat dit beteken. Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. En dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Ek wil vir ons 'n Engelse vertaling ook lees. Hoor wat sê dit in die New King James Version. Yet it pleased the Lord to bruise him. 'n ander vertaling sê dit in Engels, it pleased the Lord to crush him. To crush him. En dit het vir my so geklink, het God die Vader hom verlekker om vir Jesus te verbrysel. Het hy hom verlekker om hom te bruise, te crush. Wie van julle as jy daai teks hoor, dink, wow, regtig, is dit wat dit beteken? Maar as jy sien wat die Nuwe Testament skrywers kon sien, as jy sien wat Hebreërs 10 wat sê, sondeoffers en brandoffers het u nie behaag nie. En jy sien in Jesaja 53, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dan besef jy, Jesus het gekom om die offer te wees, wat uiteindelik God sou behaag, wat die Godheid sou behaag, om vir my en vir jou te kan vergewe, om vir my en vir jou te kan reinig van ons sondes, om vir my en vir jou in heiligheid voor hom te kan stel. En ons besef die enormiteit daarvan. Ons besef dat Jesus is verbrysel aan die kruis. En hy het dit geweet toe hy die wêreld inkom. Hy het dit geweet toe hy die wêreld inkom. Dit was bepaal. Dit was geskrywe, dit was geprofeteer. En Jesus kom en hy openbaar vir ons die barmhartigheid, die genade van die Here.
Hy kom en hy bewys vir ons wat dit is om werklik jou lewe te kan neerlê. Hy bewys vir ons wat dit is om werklik in God se wil te stap, wat ook al dit van jou mag vereis. En dit het van Jesus vereis om sy lewe lang gespot te word. Jesus het nie 'n maklike lewe gehad. Julle kan gaan kyk as julle die evangelies lees. Sy eie familie het hom vervolg. Die wetsgeleerdes het hom vervolg. Die Romeine het hom vervolg. Hy het opgeëindig in Jesaja 53. Jesus het geweet om sy nakroos te kan sien. Onthou, hy is die een wat in die begin daar was, wat die hemel en die aarde geskaap het. Jesus was, is en sal nog altyd wees. Hy was die een wat die mens geskaap het. En hy was die een wat 'n brandende verlange in sy hart gehad het om weer die mens in verhouding, ononderbroke, volkome, volmaakte verhouding met hom te kan hê. En Jesus was bereid om te doen wat ook al dit sou verg om dit te kan bereik. Hy was bereid om die offer te wees wat die Godheid sou behaag. Hy was bereid om verbrysel te word. Hy was bereid. Aan die einde van Jesaja 53 vers 10 sê dit, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Kom ek lees vir julle wat sê Lukas 2 vers 15. Vers 14, ekskuus. Die engele verskyn aan die herders en hulle sê die volgende woorde: Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. Die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Die engele kom en hulle sê, hierdie seentjie wat nou gebore is, hierdie seun wat nou die wêreld ingekom het, deur sy hand, hulle bevestig Jesaja 53, en hulle sê die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. En dit was vir die Here welbehaaglik om vir my en vir jou te red. Die Here het 'n plan gehad om vir my en vir jou te red. Dit het hom sy eie lewe gekos. Dit het hom gekos om die godheid, die Filippense 2 praat van, hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het gekom in die vorm van 'n diensknegt. En hy was gehoorsaam tot die punt van die dood op 'n kruis. Romeine 8 sê, hy het gekom in die gelykenis van sondige vlees. Die ewige God het geweet dis die enigste manier om homself te kan behaag. Die enigste offer wat voldoende sal wees om vir my en vir jou vry te spreek. Die enigste offer. Die enigste offer. So ek weet dit klink, opinie is Paasfees groter as Kersfees. Paasfees is eintlik ons hoogtepunt op ons kalender. Maar sonder Kersfees was Paasfees nie moontlik nie. Sonder Kersfees sou Paasfees nooit gebeur het nie. Sonder Kersfees sou ek en jy nooit hier kon sit vir oggend en soveel vrymoedigheid teenoor God hê nie. Daar sou nie 'n offer wees wat 'n brandoffer, 'n sondeoffer, 'n skuldoffer sou oortref en wat vir my en jou 'n weg sou baan om na God toe te gaan nie. Jy sien, die Here kom in gelykenis aan my en jou dat ons met hom kan aanklank vind. Die Here kom in gelykenis met my en jou want ek en jy was die probleem. En hy kom om die probleem reg te stel. Hy kom om vir ons te wys wie ons eintlik moet wees. Dis hoekom hy gekom het. Dis hoekom hy gekom het. En ek wil vanoggend vir julle almal sê, die Here het 'n welbehae in jou. Vat dit gou, sê saam met my. Sê saam met die volgende sinnetjie. Ons moet dit doen. Ons praat hopeloos te min. OK. Sê saam met die volgende sinnetjie. Die Here het 'n welbehae in my. En hy bewys dit vir my deur sy seun wat die offer was wat hom behaag het. Dis wat dit is. Dis die evangelie, julle. Dis die evangelie. Sonder dit is ons nêrens. Sonder dit is ons verlore. Here nou 8 jaar wat ek in verhouding met hom staan. En ek besef elke jaar ek was verlore. Ek het kans gehad nie. En ons sit so maklik en ons hoor Kersboodskap van die seentjie in 'n krib toegedraai en dis mooi en die skapies staan daar en die herder vryf sy koppie en dis beautiful. Maar in die gees was dit bepaal dat daai seentjie vir my en jou sou sterf. In die gees was dit 'n klaar uitgemaakte saak. Ons was verlore sonder hom. Totaal en al. Julle, ons het geen kans gehad nie. Niks.
Die wet was daar, dat ons na God toe kan gaan deur die wet. Levitikus 18 vers 5. Hy wat die wet volg sal deur die wet lewe vind. En in dieselfde boek sê dit, sondeoffers en brandoffers kon nie behaag nie. Wat sou ons bring? Wat sou ons bring? Hoe sou ons na God nader? Hoe sou ons dit maak? Hoe sou ons dit maak? Hoe sou dit nie maak nie? Daar was niks nie. Niks. Maar daar's een ding wat ons vandag op kan roem. Jy kan vandag roem op die offer van Jesus Christus wat volmaak was. Die wraak en die woede van God was op hom uitgestort. Die wraak en die woede van God teenoor sonde, want sonde het gekom en sy skepping vernietig. Dit het sy skepping vernietig en dit het die kroon van sy skepping wat my en jou is, vernietig. En die Here kom self en hy herstel ons op 'n plek waar die engele vir ons met blye stemme kom sê, eer aan God in die hemele, en die mense 'n welbehae. En die engele sê dit met soveel vrymoedigheid, met soveel oortuiging, met soveel blydskap, want hulle weet wat het sopas gebeur toe Jesus gebore is. En ek en jy moet eintlik elke dag van ons lewe besef hoe amazing is dit dat God vlees geword het. Dat hy onder ons kom woon het. Dis kom ek julle aanmoedig, gaan lees die boek van Hebreërs, want die boek van Hebreërs is amazing. It's amazing. Ons het 'n ander manier om dit te stel nie. En gaan kyk hoe die impak van Jesus se vleeswording, die impak op my en jou lewe, die impak in die gees, wat dit gebewerkstellig het. So nog 'n keer, en sê dit vandag, en as julle vandag saam eet, ek sê, vat hande, bid saam asseblief, en sê die volgende, sê saam met my, die Here, die volmaakte offer was, wat hom behaag het, en dat ek in verhouding met hom kan lewe. Kom ons praat hierdie goed. Ek sien 'n video in die week van 'n ou wat sê, hy wil niemand offend nie, so hy sê vir niemand Merry Christmas nie. Hy sê vir almal, the one and true God has been born. The one and true God has been born to take away the sin of the world. Dis baie meer offensive as Merry Christmas. Maar dis die boodskap wat op ons lippe moet wees. Dis die boodskap wat in ons harte moet wees. Dit is wat in ons gees moet lewe. Dank die Here vir Jesus wat gehoor het en gedoen het. Jesus het in agony opgeëindig, was nie 'n beter woord vir my nie, in die tuin, om te vra, wat vra hy vir hom? Here, as dit kan, laat die beker my verbygaan. Maar, u wil geskied. Dit was in hom geskrywe in die boekrol, in die psalms. Ek het gekom om jou wil te doen, wat ook al dit mag wees. En as dit die offer is wat u gaan behaag, om hulle te red, dan doen ek dit. Dan gaan ek dit deur. En dit is so mooi toe ek nou sien, ons het die doringkroon wat in die mandjie lê. En dis wat dit moet wees, 'n koning is gebore, maar nie 'n koning soos wat ek en jy aan 'n koning dink nie. Ons dink aan King Charles wat daar sit en met sy teekoppietjies baie ordentlik lyk en is altyd mooi gesoet en taai. Ons koning is nie so nie. Ons koning het alles vir ons gegee. Alles. Dat ons hom mag ken. Dat ons in verhouding met hom mag lewe. En ek wil sê, oor my en jou is ook in die boekrol geskrywe, as jy dit nie geweet het nie. Here, ek het gekom om u wil te doen. Here, ek het gekom om u te behaag. Here, ek het gekom. Die Here het my en jou geskep om in sy wil te lewe. Lewe word nie gevind buiten dit nie. Lewe word anders. En Jesus het dit geweet. En dis hoekom hy die bewerkstelliger is van lewe. Dis hoekom. So mag jy vandag weet die Here het in jou welbehaag. Mag ons vandag in ons harte en in ons gees besef, Jesus was die offer wat niks en niemand ooit sou wees nie. Jesus is 'n voorbeeld aan my en jou van gehoorsaamheid. En Jesus het ons geweldig lief. Dit is my amazing die boodskap wat Chanel gedeel het. Dit was liefde wat vir Jesus tot daar gedryf het, niks anders nie. Julle moet 'n baie mooi Kersdag hê. Ek gaan vir ons bid en dan sluit ons af. Here Jesus, baie dankie dat u dit nie roof geag het om aan God gelyk te wees nie, Here. Dankie dat u
Here, uit die hemel gekom het en Here nederig ons kom dien het. Here nederig en gehoorsaamheid gestap het aan die wil van die Vader. Here, dat U bloed vir ons kom stort, dat ons vry kan wees. Dat U bloed kom stort, dat ons vergewe en skoon gewas mag wees. Here, dat die engele kon kom, Here, en sê die offer wat God behaag het gekom. En dit bewys dat hy in die mense welbehaag het. Die welbehaag van die Here sal deur sy hand plaasvind. Here Jesus, dankie vir alles wat U op aarde kom doen het. Dankie vir alles wat U vir ons gegee het. Dankie vir alles wat U vir ons kom wys het. Dankie daarvoor, Here. Mag ons dit nooit net minag nie. Mag ons nie gewoond raak aan hierdie boodskap nie, Here. Mag ons onsself dag na dag verlustig in die evangelie. Mag ons verbly in die evangelie, Here. Mag ons die waarheid en die impak daarvan besef. Mag ons besef hoe U gekom het om ons te transformeer, Here, na U beeld toe. Om meer soos U te wees, om soos U te wandel. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons net met soveel vrymoedigheid voor die troon vanoggend kan kom. Here, dankie dat U Gees vir ons gestuur het om hierdie boodskappe in ons hart waar te maak. Dankie dat U U woord vir ons nagelaat het. Here, dat ons net kan sien en kan leer en kan beleef wie U is en wat U is. Here, dankie net dat ons, Here, ek dink aan Dawid se woorde, dat ons die heerlikheid, die lieflikheid van God mag aanskou in U tempel, Here. Dis my gebed vir almal in hierdie tydperk, mag ons die lieflikheid van U aanskou, Here. Die lieflikheid van Jesus, die lieflikheid van die gesalfde een van God, die lieflikheid van die koning van ewigheid. Here, U woord sê daar's 'n kroon vir U opgelê waarop niemand die naam weet nie, net U. Here Jesus, mag ons die waardigheid besef, mag ons deur U verander word, soos wat ons U leer ken in die volheid. Dankie vir U gehoorsaamheid, dankie dat U gehoor het en gedoen het, dankie dat U dit onmoontlik geag het om God se stem te kan hoor en nie daaraan gehoorsaam te wees nie. Ons eer en ons loof U daarvoor. Amen.